Hi almal, dis Kobus Kreer van Koevoet Ministries. So vanoggend, ek wil net hierdie met julle deel. Ek sit net daar bietjie rustig en ek lees Bybel op my app en dit gaan oor hierdie verhaal van Elia. En die Heilige Gees begin met my praat. En toe ek by hierdie stukkie kom waar Elia, hy klaar hierdie klomp Baalpriesters doodgemaak. Toe sê Elia die volgende vir Agab. Hy sê gaan eet en gaan drink. Hoor die gedruis van die reën. Op daardie stadium was daar nie eens 'n wolkie in die lug nie. Daar was vir hoe lank droogte gewees. Maar wat het Elia gedoen hierso? Hy het geprofeteer. Hy het gespreek. Hy het verklaar. Lewe en dood is in die mag van die tong. Spreuke 18 vers 19 en 20. En agterna het Elia eers op die berg gaan klim en hy het gaan bid. En hy het nie net een keer gebid nie, hy het 7 keer gebid voordat daar 'n wolkie in die lug gekom het. En binne oomblikke was die hele hemelruim swart van wolke gewees, van reën. Maar wat Elia hier gedoen het, is presies dit wat die woord van God vir ons sê in Markus 11 vers 24. Dit wat jy bid, glo asof dit reeds gebeur het en dit sal vir jou so wees. Dit wat jy profeteer, glo asof dit reeds gebeur het en dit sal vir jou so wees. Dit het my ook dadelik laat dink aan toe Jesus gaan staan het voor Lazarus se graf. Jesus het dadelik gaan dankie sê vir God en gesê, dankie Jesus dat U my gebed reeds verhoor het. Nie nog gaan verhoor nie, dankie dat U reeds my gebed verhoor het. En toe het Jesus gesê, Lazarus, staan op. En Lazarus het uit die dood uit opgestaan. Want hy het geweet, dit het reeds gebeur in die geestelike riem. Dit het my laat dink aan die skrif van waar Jesus vir die blinde man gebid het. En Jesus vir daai man gevra het na die eerste gebed, wat sien jy? En hy sê nie, ek sien die mense lyk soos bome, en Jesus het weer vir hom gebid, en toe sy volkome genees en hy kan sien. Hoeveel keer van ons gaan ons en ons bid net een keer? Dan los ons dit. Hoe pres ons in? Hoe profeteer ons? Kyk wat het Elia gedoen. Hy het eers geprofeteer, hy het geglo in sy hart, volgens Markus 11 vers 24, dit wat hy bid, dit wat hy glo, so sal dit wees, en toe het hy gegaan en te gaan bid, en toe het dit gebeur. 7 keer. Hy het nie na die eerste keer gestop nie. Hy het gebid en ingepres, tot daai wolkie opgekom het. Tot sy dienaar vir hom gesê, daai wolkie is in die lug. Net so het Jesus ook vir daardie man gebid, wat blind was. 2 keer. So mag ons meer as 1 keer bid? Ja, ons moet impres, ons moet meer as 1 keer bid. Kan ons profeteer? Ja, ons moet profeteer. Ons moet lewe spreek, ons moet voorspoed spreek, ons moet guns oor onsself spreek. Weet julle hoe baie mense spreek woordvloeke oor hulle self? Spreek woordvloeke oor hulle gesinne. Spreek woordvloeke oor hulle finansies. Spreek woordvloeke oor hulle besighede, oor hulle werk. Eintlik wat jy doen, jy profeteer. Jy profeteer slegte goed oor jou lewe. Gaan en gaan sny alles af. Elke negatiewe woord wat jy gepraat het, wat jy gespreek het, of oor jouself, of oor ander mense, of oor jou vrou, of oor jou kinders, of oor jou finansies, of oor jou werk, of oor jou besittings, of oor jou grondgebied, of oor jou huis, gaan sny dit af in die naam van Jesus, gaan repent, en begin lewe profeteer, en glo, asof dit reeds gebeur het. Die woord sê tog, God sê, Jesus sê vir ons, watter van julle vaders, as jou seun vir jou 'n vis vra, dan sal jy vir hom 'n slang gee. Ons sal vir hom 'n vis gee. Net so sal God, wanneer ons hom iets vra, sal hy die beste vir ons gee, dit wat ons vra. Jesus gaan nie vir ons 'n slang gee nie. Ons vra vir 'n vis, en dis wat hy vir ons sal gee.
Maar jy moet dit glo in jou hart asof dit reeds gebeur het. Jy moet dit profeteer, jy moet dit spreek. Want Jesus het die autoriteit aan ons gegee. Wees versigtig wat uit jou mond uitkom. Want lewe en dood is in die mag van die tong. Gaan spreek lewe. Gaan profeteer. Net soos Esegiel vir die droë bene gesê het, word lewendig. God het vir Esegiel gesê, beveel die droë bene, profeteer oor die droë bene. En dit is wat Esegiel gedoen het. En hulle het lewendig geword. Gaan profeteer oor elke droë been wat in jou lewe is. Spreek hom aan. Spreek die probleem aan. Moenie rondom die probleem bid nie. Spreek die probleem aan. As dit jou finansies is, dan sê jy finansies. In die naam van Jesus Christus, ek profeteer oor jou. Jy sal nou geseënd wees. Jy sal voorspoedig wees. As dit siekte is, spreek die probleem aan. Praat met daai siekte. Sê vir hom, siekte in die naam van Jesus, ek rebuke jou. Hier's nie plek vir jou in my lewe nie. Wat dit ook al mag wees, wat ook al daardie berg mag wees wat voor jou staan, rebuke dit en praat met dit asof dit bestaan. En profeteer en spreek en verklaar oor dit. Dit wat nie daar moet wees nie, moet gaan. Dit wat nie van Jesus Christus is nie, moet weggaan van jou af. Daar's nie plek nie, want Jesus het gekom om vir ons oorvloed te gee. Dis die Satan wat kom steel en slag en verwoes. Moenie dit aanvaar nie. Moenie laat hierdie goed wat gebeur in jou lewe, wat sleg is, wat negatief is, dit wat kom steel en slag en verwoes in jou lewe, moet dit nie aanvaar nie. Rebuke dit. Staan op teen dit, want ons is in 'n oorlog, mense. Hoe vinniger jy dit besef, hoe beter. En dis net Jesus Christus wat jou kan help. Dis net Jesus wat jou kan vrymaak van hierdie dinge van die wêreld en die dinge van Satan wat jou aanval. Mense gaan profeteer lewe en spreek lewe. Nie net oor jouself nie, maar ook oor jou vyande. Bless jou vyande en jy sal gebless wees in Jesus naam. Amen.